Op 15 Maart 1885, 140 jaar gelede, is die vensters hier agter my ingesit. Dis ingesit as 'n herinnering aan twee jong tienerdogters, die Bam-susters, wat aan maagkoors oorlede is in Hannover in Duitsland, waar hulle op skool was. En ons gaan in hierdie maand so 'n bietjie dink, nie soseer oor hulle storie nie, oor hulle storie ook in ons eredienste, maar ons gaan dink oor die stories wat die vensters vertel. Stories wat gaan oor dood en opstanding, oor hartseer en oor genesing, oor pyn en oor troos. En ons gaan vandag kyk na die eerste storie, die storie van die dogtertjie van Jairus. Maar wat die venster nie wys nie, is dat die dogtertjie van Jairus se storie ingevleg is met die storie van 'n ander vrou. Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. So kom ons luister na die storie van die twee vrouens, die ouer vrou en die jong dogtertjie, en dan dink ons daaroor na. Nadat Jesus weer met die boot na die oorkant gevaar het, het 'n groot skare om hom saamgedrom waar hy langs die see was. Een van die leiers van die sinagoge, met die naam Jairus, kom toe daaraan. En toe hy hom sien, val hy voor sy voete neer en smeek hom ernstig: "My dogtertjie lê op sterwe. Kom lê u hande op haar, sodat sy gesond kan word en leef." Jesus het saam met hom vertrek. 'n Groot skare het hom gevolg en teen hom gedruk. Daar was 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het erg gely onder baie dokters, en sy het al haar besittings daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie, dit het eerder slegter met haar gegaan. En toe sy van Jesus hoor, het sy in die skare van agter gekom en aan sy boekleed geraak, want sy het gesê: "As ek maar net aan sy boekleed kan raak, sal ek gesond word." Die oorsaak van haar bloeding het toe dadelik opgehou en sy het aan haar liggaam gevoel dat sy van haar kwaal genees is. Jesus het onmiddellik agtergekom dat krag van hom uitgegaan het. Hy het in die skare omgedraai en gevra: "Wie het aan my boekleed geraak?" Maar sy disippels het vir hom gesê: "U sien dat die skare van alle kante teen u druk, en tog vra hy: Wie het aan my geraak?" Hy het om hom bly rondkyk om die een te sien wat dit gedoen het. Toe die vrou besef dat wat met haar gebeur het, het sy bewend van vrees voor hom kom neerval en hom die volle waarheid vertel. Hy sê toe vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees genees van jou kwaal." Terwyl hy nog praat, kom daar mense van die leier van die sinagoge se huis af en sê: "Die dogter het gesterf. Waarom val jy die leermeester nog lastig?" Jesus het egter in die verbygaan gehoor toe die berig oorgedra word en sê toe vir die leier van die sinagoge: "Moenie ontsteld wees nie, glo net." En hy het niemand toegelaat om met hom saam te gaan nie, behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. Toe hulle by die leier van die sinagoge se huis kom, sien hy 'n geroesemoes en mense wat huil en erg weeklaag. Hy gaan toe in en vra vir hulle: "Waarom gaan julle so te kere en huil julle? Die kindjie het nie gesterf nie, maar slaap net." Hulle het hom egter uitgelag. Maar nadat hy almal uitgejaag het, het hy die vader van die kindjie, haar moeder en die wat by hom was saamgeneem en ingegaan na waar die kindjie was. Hy neem toe die kindjie se hand en sê vir haar: "Talita kum," wat as dit vertaal word, beteken: "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was 12 jaar oud. Hulle was stom van verbasing. Hy het hulle streng opdrag gegee dat niemand dit moes weet nie en gesê dat hulle vir haar iets te ete moes gee. So dis die verhaal van Jesus en twee vrouens. Jy kan jou amper nie 'n groter kontras indink as hierdie twee vrouens nie. Die ene dogtertjie wat maar 12 jaar oud is, met ander woorde, sy is aan die begin van haar tienerjare, eintlik nog aan die begin van haar lewe, maar haar lewe het tot 'n einde gekom. Die ander is 'n vrou wat al 'n ver pad geloop het. Sy loop al 12 jaar met 'n ernstige siekte. Sy, solank as wat die dogtertjie lewe, so lank al lewe sy met siekte. Gaan sy na dokters toe, soek sy behandeling, raak haar geld op en niks wil haar help nie. So haar lydensgeskiedenis is so lank soos hierdie dogtertjie se lewe. Is interessant dat Markus net 2 keer in sy evangelie die woord verleiding gebruik, die woord pasgo, verleiding gebruik. Die een is om Jesus se lyding te beskryf, die ander is om hierdie vrou se lydenspad te beskryf. Sy
loop 'n lydenspad van 12 jaar. 'n Lydenspad wat nie net te doen het daarmee dat sy siek is nie, maar ook dat sy volgens hulle oortuigings deur haar siekte onrein gemaak word. Met ander woorde, sy mag eintlik nie tussen mense kom nie, want volgens hulle logika, die logika van die reinheidsgeloof, beteken dit dat as sy aan mense raak, sy wat onrein is deur haar bloedvloeiing, dan maak sy mense ook onrein. Haar onreinheid is aansteeklik en enige iemand wat met haar raak, sou deur allerlei rituele moes gaan voordat hulle sê net maar 'n week later eers weer in die tempel kan kom. So sy is 'n mens wat uitgestoot is uit die wêreld as gevolg van haar onreinheid. Die dogtertjie aan die ander kant is in die hart van haar familie. Haar pa is 'n belangrike man, hy is die enigste een wat by die naam genoem word, Jairus. So haar pa is 'n belangrike man, hy woon in die huis, hy is 'n belangrike ou in die sinagoge, 'n leier in die sinagoge. Sy het met ander woorde 'n huis waarin sy gerespekteer sal word, waarin sy aansien het. Maar sy het haar lewe verloor. Ons weet nie wat met haar gebeur het nie, maar sy het siek geword en sy het gesterwe. Die punt is, al twee van hulle is op die punt wat Jesus deel word in hulle verhaal, eintlik iemand wat, as jy aan hulle sou raak, onreinheid sal veroorsaak, want as sy gesterwe het en sy is dood, beteken aanraking ook dat almal wat haar aanraak, almal wat haar liggaam moet versorg, dat almal van hulle ook uiteindelik weer deur rituele sal moet gaan om hulle self te reinig, voordat hulle weer deel kan wees van die gemeenskap. Want dood en dit wat daarmee saamgaan, en siekte en dit wat daarmee saamgaan, is ook gesien as 'n onreinheid wat jou uitsluit uit die samelewing. So daar's baie verskille tussen hierdie twee vrouens, maar daar's ook baie ooreenkomste. En dan kom Jesus. En Jesus bring vir die vrou genesing, en Jesus bring vir die dogtertjie nuwe lewe. In albei gevalle speel geloof 'n belangrike rol in die storie. Aan die een kant is dit die geloof van Jairus, die dogtertjie se pa. Hy gaan na Jesus toe. Hy vra dat Jesus sy kind moet genees. Uiteindelik daag Jesus hom ook uit wanneer hulle hoor dat die dogtertjie reeds gesterf het. Daag Jesus hom uit wanneer almal sê maar dit help nie meer nie, moenie die leermeester lastig val nie, die dogtertjie is klaar dood. En daag Jesus vir Jairus uit tot geloof. Die vrou weer gryp vir Jesus aan in haar nood. Sy dring in die skare in waar sy eintlik nie mag kom nie. Sy vat aan Jesus wat sy eintlik nie mag doen nie. Jesus genees haar deur hierdie aanraking. Jesus genees haar met die krag wat uit hom vloei, sonder dat hy besef dis die vrou wat aan hom raak. Maar uiteindelik sê Jesus dan vir haar, jou geloof het jou gered. So dis twee verhale van geloof wat heling bring, omdat dit geloof is in Jesus wat heling bring. Ek wil hê ons moet so 'n bietjie dink oor wat die aard van geloof is. Die eerste ding wat vir my opval, is dat geloof in al twee gevalle 'n waagstuk is. Dit vra van hulle om dit te waag met Jesus. Geloof vra van hierdie vrou om te waag om te gaan waar sy nie welkom is nie, waar sy nie aanvaar sal word nie, om te waag om aan Jesus te vat, om te waag dat Jesus uiteindelik vir haar sal genees en dat Jesus haar nie sal verwerp nie. Geloof in haar geval is 'n geweldige waagstuk. As iemand wat haar geken het en wat van haar toestand geweet het, haar tussen die skare so geëien het en besef het, maar sy raak aan almal, kon dit vir haar 'n geweldige krisis veroorsaak. Hulle kon selfs teen haar gedraai het en haar gestenig het. Sy kon selfs miskien gedink het, maar as ek aan Jesus vat en hy is 'n leermeester en hy besef ek het hom onrein gemaak, kan hy teen my draai. Maar sy waag dit om te vertrou dat Jesus nie teen haar sal draai nie, maar dat hy haar sal genees. En daardie waagstuk van die geloof word dan beantwoord wanneer Jesus se krag uit hom vloei en haar aanraak. En dit is 'n omkering van die logika van die reinheidswette. Die logika van die reinheidswette het gesê dat haar onreinheid uit haar sou uitvloei en dat dit Jesus onrein sal maak. Maar die logika van Jesus se liefde, van Jesus se krag, van sy genesingskrag sê, wanneer sy wat onrein en siek is aan hom raak, dan vloei sy krag uit haar uit en dit genees haar en dit maak haar heel en dit maak haar rein. Maar die punt is, dit gebeur met haar omdat sy bereid is om te waag. Jesus daag dan ook in die ander verhaal vir Jairus uit om te glo. Dink net wat dit sou vra om vir Jairus
om na Jesus toe te gaan in die eerste plek, om saam met Jesus te loop, om toe te kyk hoe Jesus opgehou word deur die skare wat hom omdring, om toe te kyk hoe Jesus opgehou word met die tyd wat hy met hierdie vrou deurbring. Dink as dit jou dogtertjie is wat op sterwe lê en jy sien hoe Jesus met hierdie vrou staan en praat. Wat moes dit nie van Jairus gevra het nie? Wat moet dit nie uiteindelik van Jairus vra om te hoor dat sy dogter oorlede is, dat dit eintlik te laat is nie, om te hoor, moenie die leermeester lastig val nie, maar Jesus daag hom uit om te waag om te glo, en hy loop die pad saam met Jesus. Wanneer Jesus in hulle huis aankom, doen hy iets wat in enige huis waar daar dood is eintlik ongehoord sal wees. Hy sê vir die mense wat daar huil en weeklag, hy sê, maar julle moet gaan, wat gaan hier aan? Julle is besig om eintlik in my pad te staan, want hierdie dogtertjie slaap net, en hulle lag hom uit, maar ten spyte van dit alles, moet Jairus glo dat Jesus sy kind sal gesond maak. Hy moet daai waagstuk aangaan. Geloof is om met Jesus te waag, om te waag daarmee dat Jesus jou sal lief hê, om te waag daarmee dat Jesus 'n verskil kan maak. Geloof is altyd 'n waagste. Die ander ding wat vir my opval uit hierdie storie, is die rol wat hande speel. Die rol wat aanraking speel. Jairus vra aan die begin, kom lê hande op my dogter. Hy glo dat daar in die aanraking genesing sal wees. Die vrou vat aan Jesus. Sy glo dat daar in die aanraking genesing sal wees. En wanneer sy aan Jesus raak met haar hande, aan Jesus se kleed raak, dan glo sy sal daar genesing wees. Jesus kom uiteindelik by die dogtertjie en hy vat haar aan die hand. Sy kan hom nie meer vat nie, maar hy vat haar aan die hand en hy sê vir haar dogtertjie, staan op. Dat in albei gevalle speel aanraking, fisiese aanraking, 'n geweldige rol in genesing. En ek dink dit sê ook vir ons 'n geweldig belangrike ding, dat geloof is nie net die waagstuk nie, maar geloof is om ook te vertrou dat die Here jou sal aanraak, dat die Here sy hand op jou sal lê, dat die Here op een of ander manier deur sy aanraking 'n verskil sal maak. En ons glo dat die Here ons aanraak deur sy gees, ons glo dat hy ons aanraak met die water van die doop, met die brood en die wyn van die nagmaal, maar ons glo ook dat ons die liggaam van Christus is wat geroep word om ander mense aan te raak, om ons hande op ander mense te lê, om vir hulle te bid, om vir hulle te vertrou vir genesing, om by hulle te wees ook in die oomblik van sterwe, dat daar 'n aanraking genesing is. Geloof is doeteenvoudig ook om in die naam van die Here jou hande op iemand te lê, of om iemand te vra, lê jou hande op my in die naam van die Here, en om te vertrou dat daar in die aanraking en daardie nabyheid en daardie liefdevolheid, dat daar in genesing lê. Ek wil 'n laaste ding sê. Die vrou word nie net gesond gemaak nie. Sy word weer herstel na iemand wat weer kan deel wees van die gemeenskap. Jesus sê vir haar, jou geloof het jou gered, gaan in vrede, gaan in vrede. Met ander woorde, daai woord vrede sê, haar gemeenskap met mense is weer heel gemaak, haar gemeenskap met God en met mense. Sy kan weer haar plek inneem in die gemeenskap van mense. Vir die dogtertjie sê hy staan op, en wanneer sy opgestaan het, sê hy vir die mense, gee vir haar iets om te eet. En dis nie maar net 'n goeie raad om te gee vir mense wat iemand versorg wat siek is nie. Dit beteken sy word weer in die gemeenskap van mense opgeneem. Sy wat deur haar dood uitgesluit is, word nou weer ingesluit. Hulle kan weer die goedheid van God met haar deel. Daar vind die heling van verhouding plaas. Ek het die afgelope week gelees dat iemand sê dat daar 'n verskil is tussen genesing en heling. Om die Engelse woorde te gebruik, tussen healing and cure. Cure beteken doeteenvoudig jou simptome word reggemaak. Jy was verkoue, jy is nou nie meer verkoue nie. Jy was siek, jou liggaam is nou gesond. Maar die persoon sê dat healing is baie meer as net cure, dis baie meer as net genesing. Genesing of heling is die heelmaak van die persoon. Die heelmaak van die persoon en die herstel van daardie persoon in sy verhouding met homself, sy verhouding met ander mense, sy verhouding met God. Heling is 'n omvattende begrip. En ons dink aan Jesus uiteindelik in hierdie verhaal as die een wat deur sy krag heling bring. Ja, fisiese genesing ook, maar dis maar 'n deel daarvan. Hy bring heling, want hy is die een wat verhoudinge heel maak. Hy is die een wat die vrede van God, die harmonie van God terugbring in ons lewens. En ons vertrou God daarom om
om deur Christus vir ons nie net genesing te gee nie, maar heling. En partykeer, dit weet ons mos, bid ons vir iemand en bly die fisiese genesing uit. Fisiese genesing gebeur nie, maar ek het al baie gesien hoe dat heling tog plaasvind, al gebeur genesing nie. En ek dink mense sou genesing kon kry sonder heling. Iemand wat fisies gesond word, maar wat nie regtig 'n heel mens word nie. Maar jy kry ook heling waar genesing nie gebeur nie. Jy kry ook heling, die herstel van verhoudinge, innerlike vrede, vrede wat alle verstand te bowe gaan, soos Paulus in Filippense 4 sê, ook al is daar nie genesing nie. En daarom is my gebed vir jou. Mag jy die waagmoed van geloof aanvat. Mag jy glo dat die Here jou aanraak en mag jy ook oop wees daarvoor dat die Here jou deur ander mense aanraak. En mag jy ook die hande van die Here wees wat mense in liefde aanvat. En mag jy die Here in jou lewe ontdek, nie net as die geneeser nie, maar as die heler van dit wat stikkend is. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus vir jou heling bring, waar jy ook al stikkende plekke in jou lewe het. Mag die liefde van God ons Vader vir jou genesend wees, veral as jou hart dalk seer is oor liefde wat skeef geloop het. En mag die gemeenskap van die Heilige Gees jou verhoudings heel maak, sodat jy in liefde kan lewe teenoor ander. Amen.